daai liedjie gespeel het en gesing het. 'n Paar woorde daarin wat vir my belangrik is. Rykdom en roem. Beteken niks. Halleluja. Eer van die mens beteken niks. As niemand my eer nie, persoon ken nie, is maar alright. Solank die Here my net ken. Solank die Here net my ken. Halleluja. En glo dit die gebed van u hart vanmôre. Die Here net van jou weet. Amen. Voordat ek nou die woord van die net vir u ietsie vra, weet die Here van jou? Amen. Weet jy, is liever beter dat jy iets verkeerd doen en jy dan die Here teleurstel as wat jy niks doen nie. Amen. Is die waarheid? Ons is arbeiders in die wingerd, nie net die pastore nie, die kerkraad nie. Elkeen van ons. Amen. Elkeen van ons het 'n werk om te doen. Het 'n verantwoordelikheid in die koninkryk van God. En ek kan gewaar die heerlikheid van die Here is hier oor. Amen. Weet jy dat as dinge wat mense baie keer vergeet. Mens kom in 'n diens en die stap en die sê daar was nie 'n salwing nie. Daar was niks nie. Dan praat jy teenstrydig met die woord van God. Amen. Want in Johannes 17 bid die Here Jesus al die 23ste vers af. Hy sê, Vader, dat hulle, die disippels, een mag wees soos ons een is. Ek in u en u in my en ek in hulle. As sou u vanmôre voel jy so dood soos 'n mossie, kan ek vir u op grond van die woord van die Here sê, God die Vader en die Seun is hier. Hoe weet jy dit? Ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor die persoon, die Heilige Gees. As jy my so 'n paar oomblikke sal toelaat, ek behoort voor 2 klaar te wees. Amen. Maar ek wil vir u sê dat baie min mense wat regtig verstaan van die 3 persone in die Godheid, alhoewel hulle een is. Amen. Ek lees dit 'n baie bekende skrifgie vir u net om te aan te haal wat die woord van die Here sê. Jesus sê daar in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle alles onderhou wat ek julle beveel het. Baie duidelik die woorde van Jesus. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie 'n sigbare persoon. Jy kan hom nie sien nie. Ek weet ek is gedoop met die Heilige Gees. Ek hoef dit nie te glo nie. Ek weet dit. Hoe weet ek dit? Want ek praat in tale. Ek praat nie uit my eie denke uit nie. Dis 'n gawe wat die Gees van God aan my gegee het. Dan weet ek is gedoop met die Heilige Gees. En as ek gedoop is met die Heilige Gees, as dit 'n waarheid is, dan is die Vader en die Seun vanmôre hier. Amen. En ek wil jy moet weet dat God se bedoeling met my en met u was nog nooit sleg gewees. Die Here word nog nooit sleg gesê het nie. Die Here word nog nooit beledig het nie. Inteendeel, die Here wil ons bemoedig met sy woord, met sy teenwoordigheid en met sy krag. Die Heilige Gees uitstorting daar in die oppersaal was 'n besonderse gebeurtenis daar in die geskiedenis van Israel en Jerusalem. En baie keer het ons gewonder, Here, hoekom het u dit so gedoen? Hoekom het dit nou op daardie wyse moes gebeur dat die mense in die oppersaal in ander tale kon praat, wat die ander Jode wat van ander lande afkom, wat daar woon ook in Jerusalem. Want daar was Jode wat Italiaans kon praat, was Jode wat Grieks gepraat het in hulle huis, want hulle was Grieke, maar hulle afstammeling is hulle Jood, hulle Israeliet. En die hoor hierdie mense, hulle sê, is dit nie allemaal Galileese manne nie? Hoe kry dit reg om ons taal te praat? Was 'n teken gewees
vir daardie mense dat dit is eg. Yes, amen. Jy weet, een van die grootste aanvegtinge teen die Pinksterkerke vandag is, mense spot met die tale praat. Yes, amen. Amen. Hulle dryf die spot, hulle sê dit is 'n gebabbel. Dit is geen werk van die Here nie. Hoekom praat ons nie in ons kerk so nie? Weet jy dat? Dis 'n jammerte dat dit in die kerk ook gebeur, en ek bid baie daaroor dat die Here dit eendag teen die sin moet laat gebeur. Amen. Dat dit een gemeente op 'n slag almal gevul word met die Heilige Gees en die krag van die Here. Dan sal hulle 'n ander verandering bring in die hele land. Die hele land. Ja. Maar weet jy dat die Heilige Gees word nie gegee aan mense, of mense word nie gedoop met die Heilige Gees as 'n beloning en sê, my ou seun, my ou dogter, jy is so oulik, ek gaan vir jou die gawe van die Heilige Gees, ek doop jou dan sê, ek gee vir jou die guns. Daar's 'n rede voor. Daar's 'n doel vir die kom van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees was nog altyd daar, trouwens, met die skepping van die aarde, sê die woord, die Gees van God het oor die waters gesweef, die aarde was moes leef, sy was daar. Is nie iets wat ontstaan het in Jerusalem in die oppersaal. Die Gees van God was altyd daar. Yes, amen. Ek het so baie goed om vir u te vertel, maar ek weet nie, moet ek by nommer 6 begin of by B of D, waar ek moet praat nie. Ek wil vir u so baie goed sê. Maar die doel van die dooping in die Heilige Gees is nie om ons anders te maak as die gereformeerdes nie. Die doel van die Heilige Gees dooping vir die disippels, daarsonder sou hulle nie die opdrag van die Here Jesus van Matteus 8 vers 19 kon uitvoer nie. Sonder die krag van die Heilige Gees sou die kerk doodgeloop het 'n jaar na Jesus is. As dit so lank sou hou. Die mense gesê wat, kyk daar toe die Here Jesus begrawe is. Ou Petrus gaan sommer vis vang, sê ag, gaan nou weer terug viswater toe. Nee, wat daar sê, as dit nou verby, dit was nou baie lekker geweest. Was 'n wonder om saam met Jesus te loop hier op die aarde, te sien hoe die wonderwerke. Maar nou sê hy dood. Gaan terug viswater toe. Sê baas my skipie, waar my boot? Wie het my boot gevat? Dis myne. Ek gaan weer visvang nou. Terug na die ou viswater toe. Maar weet jy, hierdie oppersaal, nadat 10 dae daar in eenheid gebid het en gewag het op die belofte wat die Here van hulle gegee het. Ek wil vir u waag om iets te sê vanmôre. Ek kan nie glo dat al die dinge wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het en geleer het, en hierdie 4 evangelies opgeskryf kon staan, is onmoontlik. Vir 3,5 jaar te praat en te leer en te leer en te vermaan, wie sou elke woord kon opskryf? So die ander rede vir die dooping in die Heilige Gees is om die dinge wat ons nie gehoor het met die oor soos die disippels nie, ons die Gees van God te kry om te leer en te lei in die kerk. Maar die roeping van die kerk sal vasstaan tot op die dag wat Jesus kom. Amen. Ek weet nie wanneer kom hy nie. Ek gee nie om wanneer kom hy nie. Want as ek sterwe, gaan ek in elk geval sin doen. Amen. Of hy nou voor die tyd kom of nie, ek is vir my nie 'n probleem nie. As hy kom, is glad nie my probleem. Ek gaan nie kom sê, ag nee Jesus, ag nee. Moenie nou so gou kom nie, ek wil nog 'n paar jaar met u gebly het. Ek wil nog 'n bietjie gaan visvang het. Ek sê ek kan nie lekker visvang nie. Ek het een vis in my hele lewe gevang. Daar by die see, dis 'n vakansie. In 'n karavaan. My oudste dogter was 'n babatjie van 6 maande oud. 9 maande oud. So ek op pad Kaap toe vir die jeugkonferensie daar. Ek was op die algemene jeugraad van die Pinkster Protestante Kerk daardie tyd. Was die jeugleier. Ek moet gaan vir die konferensie en 'n vergadering van die algemene jeugraad. Maar ek ry met die karavaan af so op die Durban, toe daar die Transkei afstap onder by die see onder die Kaapstad. Maar daar was die pad. Dus ek dink is by Skotbury. Onvroeg op iemand op my venster. Kaaitjie. Dis die ou pastoor, hy sê kom gaan vang vis. Ek sê, "Nee, pastoor, ek kan nie vis vang nie." Hy sê, "Nee, kom maar leer jou man. Jy gee my 'n visstok." Hy sê, "Jy moet so draai so, ek weet nie hoe werk dit goed nie." En ek vang 'n vis so waar. En ek is so bly, trek die vis en ek hom gaan gryp. Hy sê, "Los, hy vis los." Ek sê, "Nou kom, ek
homself gevang. Hy sê, dit is 'n blaaskoppie, hy is giftig, as hy jou sny, besteek jy nou. Amper die enigste vis wat ek nog tot my dag met dood veroorsaak. So ek is glad nie 'n visserman, ek is glad nie. Weet jy, die Heilige Gees het in my begin werk. Ek is gedoop in die Heilige Gees in 1972, 73 in Pretoria op die berg een nag gebid. En daarvan werk die Gees van die Here altyd in my. Ek is nou al amper oor die merk om te preek. Ek begin nou ouer word. Maar weet, ek kan nie ophou met dit nie. Dis 'n dryfkrag in jou binneste om te doen wat die Here sê jy moet doen. Niemand kan dit stop nie. As mevrou Kenny vandag by sy kaai is die laaste maal wat jy gepreek het, dan preek ek daar by die hoek van die straat. Ek wag net tot die kerk mooi in die gang is, dan gaan ek by die kant. Ek kan nie stop nie, want die Gees van die Here binne in my dryf my om dit te doen. Dis hoekom die Here my gedoop het met die Heilige Gees, want dat ek nooit 'n pastoor geword nie. Want dit is seker die moeilikste werk wat daar is, hoor. Is die mees verantwoordelikste werk wat daar is 'n prediker, die wees van die woord van die Here. Maar weet jy ook, die doop in die Heilige Gees in die oppersaal, het die Here daai disippels bemagtig. Hy het hulle krag gegee, wat vandag nog beskikbaar is vir my en vir. Amen. Die doop in die Heilige Gees is nie net om in taal te kan praat nie. Baie dierbare kinders van die Here, ongelukkig te veel, word gedoop in die Heilige Gees en halleluja, eintlik aaibaar, dat is nou reg. Ek het in tale gepraat. Laaste sien van die blikkantien. Jy hoor hom nooit weer nie. Jy sien hom ook nooit weer nie. Hy doen ook niks nie. Hy het net gedoop in die Heilige Gees, want as jy gedoop is met die Heilige Gees vroeër jare, kwalifiseer jy vir die kerkraad. Nou ek tot bekending kom het, as jy nie gedoop is met die Heilige Gees, jy kan jy nie by die kerkraad dien nie. Jy kan dit nie by die jeugdraad dien nie. So ek nou op Pretoria terugkom Witbank toe vra hulle my, "Kai, as jy gedoop met die Heilige Gees?" Sê ek, "Ja." Sê dan kan jy jeugleier word. Sê ek, "Halleluja." Halleluja. Ek het 'n jobie gekry met my dooping in die Heilige Gees. Ek is jeugleier. Maar dat baie meer in die Heilige Gees werking as net vir 'n kwalifikasie vir 'n kerkraad of vir 'n jeugleier of 'n jeugraad. Dat meer in die werking van die Heilige Gees as net mentaal te kan praat. Ek het vir julle wys 1 Korintiërs 12. Ek sê met blaai daarna toe, want ek het dit nie eens gemerk nie. Maar kom ek gaan wys julle, want as jy die Bybel wil lees, is baie beter as jy saam by kan lees. 1 Korintiërs 12. Ek wil vir julle duidelik wys daar. Baie belangrik. Nou, as jy nie 'n Bybel het nie, dan van 12 vanaf die 4de vers van 1 Korintiërs 12. Maar die Bybel het nie, luister maar. Jy moet jou Bybel bring kerk toe hoor. Amen. Moet nou by die huis gaan daar speel, dit mooi lyk, sit hom haat in die mediese pastoor kom kyk, dan sien jy die Bybel nie. Lees hom, bring kerk toe. Wat sê die woord hier in 1 Korintiërs 12 vers 4? Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Die Heilige Gees gee die gawes. Amen. Volgende vers sê, daar is verskeidenheid van bedieninge en toch is dieselfde Here. Amen. Die liggaam van Christus is Jesus wat die bedieninge gee. Dis nie die Heilige Gees wat die bedieninge gee nie. Die Heilige Gees gee die gawes. Amen. Die volgende vers sê, en daar is verskeidenheid van werkinge. En toch is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Die krag kom van die oorspronklike Vader God wat alles geskep het. Hy is die ene krag gee. Hy is die werkinge gee. Die Seun gee die bedieninge. Die Heilige Gees gee die gawes. Hoekom gee die Heilige Gees aan mense gawes? Want ek is die beste sê, pastoor, ek het die gawe van profesie. Jy praat net in tale, ek kan profeteer. En hulle spog, ek het die gawe van genesing. Pastoor, ek kan genees word. Ek iemand wat bring hom uit die dode uit het op. Dis nie iets om mee te spog nie. Dis krag wat ons nodig het om die evangelie van Jesus Christus te kan verkondig. So as jy gedoop is in die Heilige Gees, dan moet jy een of ander vermoë gekry het by die Heilige Gees. Hy het jou nie gedoop met die Heilige Gees krag net om taal te kan praat nie. Hy het jou iets gegee om te gebruik om die evangelie mee te verkondig. Dis die waarde van die Heilige Gees doop.
Dis die krag daarvan. Yes. En as ek en u dit nie gaan gebruik nie, jy kan nie eendag verwag dat die Here vir jou gaan sê, maar ek het jou die vermoë gegee. Ek het jou die krag gegee. Ek het jou wysheid gegee. Weet jy, die gawes van die Heilige Gees moenie net op 'n Sondagmôre diens werk nie. As iemand in tale praat en iemand leer dit en sê, "O, prys die Here." Die Here was daar, die Gees was daar. Maar die ander 8 gawes, of die 7 wat oorbly van die 9, dis nie vir 'n diens soos vanmôre die gawe van wysheid nie. Miskien vir my, ek wil die wysheid nodig hê as ek praat. Is nie die gawe van kennis, is nie behoorlik om by wat weet ek alles nie. Maar weet jy wat? Die gawes van die Gees is daar, wanneer ek met 'n siel gaan deel wat die Here nodig het. Ek weet nie eers die gawe werk deur my nie. Maar die Here gee vir jou 'n woord van wysheid. 'n Man vra jou 'n vraag en jy antwoord reg. Jy weet nie eers jy het reg geantwoord nie. Maar dit is die gawe van die Heilige Gees van wysheid wat jy reg geantwoord. Die gawe van kennis. Jy kan net seker dik boeke leer. Jy kan 'n dokter word in teologie. Jy kan 'n professor word. Dis 'n paar jong manne wat professor geword het in die dorp, hulle weet nog steeds niks nie. Maar jy kan al goed hê, net 'n groot sertifikate en teen die muur hang met 'n foto van jou in die president land. Beteken niks. God kan dit nie gebruik nie. Maar die Here gee vir mense, gewone mense soos ek en u. Ek is niks beter as u nie, hoor. Ek is net bietjie meer die moeilikheid want ek het groter verantwoordelikheid om môre met u te praat. Maar die gawes van die Gees is spesifiek gegee sodat ons siele vir die Here kan wen daarmee. Dit is die rede waarom God jou gedoen het met die Heilige Gees. Neem jy sê, alright, jy het nou reg nie. Is waar wat Efesiërs 1:13 sê, ons het in Christus verseël deur die Heilige Gees. Dit het by 'n totale deel van die koninkryk van God gemaak. Weet jy, dat baie mense wat nie gedoop is met die Heilige Gees is gered, hoor. Jy kan nie vir hom sê gaan hel toe nie. Maar daar is 'n verskil tussen gered te wees en deel van die koninkryk te wees. Jy moet dit verstaan. Ek wil môre miskien so 'n bietjie dit vir u verduidelik. Jesus sê, Johannes 3, as iemand nie meer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So baie wat op bekering gekom het, sy hart aan die Here gegee, hy's gedoop, want die woord sê, hy wie hom bekeer en laat doop, sal gered word, hy's gered. Maar die doop in die Heilige Gees, waar die Gees van God my in die liggaam van Christus verseël, maak my deel van Christus, maak my deel van die koninkryk, maak my deel van die krag van die koninkryk. As ek dit kan verstaan vanmôre, as u dit kan verstaan, dis belangrik om gedoop te word in die Heilige Gees. As jy nie gedoop is in die Heilige Gees nie, moet jy daarvoor bid en vra en soek totdat die Here jou antwoord. Moenie ophou nie. Moenie sê, ag pastoor, ek is maar nie waardig nie. Ek is maar 'n ou tannetjie, ek is maar 'n huishoudster. Ek maak maar kos vir die kindertjies. Ek waardeer jou suster met die kos vir die kindertjies, maak nou aan daarmee. Maar jy moet begin bid dat God jou doop met die Heilige Gees. Want weet jy wat? Die kerk van die Here Jesus in Suid-Afrika is in die moeilikheid, hoor. As 'n komitee wat hard werk, die parlement het 'n komitee nou afgewys, maar hulle gaan weer met 'n nuwe ding. Hulle wil elke kerk 'n lisensie gee. Jy moet 'n lisensie hê om te preek. Om daai lisensie te kan kry, moet jy preek wat hulle vir jou sê jy mag preek. Hulle bepaal wat ek kan toe die kerk gaan. Deur die regering daarbo in Pretoria of in die Kaap, waar sit die? Jy weet nie meer sit in die Kaap of in Pretoria, dan is so baie plek waar hulle miljoene rande voor betaal om te gaan sit en praat. Maar mense, daar's 'n gevaar op die pad. Ek sien in Italië het daar 'n imam van die Islam opgestaan. Dus hy onder die imbeciele, dis nou die Christene, op wat hulle vir doodmaak en wegpak. Anders onder die moeilikheid by Allah. Maar dank die Here, daar's 'n vrou wat die premier is van Italië. Toe sy daai man onmiddellik gedeporteer uit sy eie land. Amen. Prys die Here vir mense wat verstaan wat die woord sê. Maar mense, ek en u wat hier in Middelburg sit, Middelburg, ek is so gewoond in Middelburg, want ek is lank daar gebly. Hier in Witbank is. Gewone, volle evangelie mense. Party is mooi, party is mooier as ek, party is bietjie leliker as ek. Ek kan dit verstaan. Maar
Die Here het jou gered, en jou gedoop in die Heilige Gees. Nie om te kan sê, oh, halleluja. Jy is aangestel met die krag van God. Dat 'n verantwoordelikheid op jou rus. Elke familielid van jou wat nie die Here dien nie, is jou verantwoordelikheid. Amen. Praat weer oor die naweek praat ek met vrou se een aangetroude klein seun. Rykdom mannetjie, baie geld, uit megabucks, soos die Engelse sê. Maar so met die geld soek. En besigheid soek het, hy is 10 keer groter gebou en het sy vrou masjiene gekoop wat hempies druk en maak. Duisende rande, maar 100.000 rand, miljoene, ek weet nie hoeveel nie. Maar weet jy, wil niks net van die Here nie. Dit is my verantwoordelikheid om daardie man by die Here uit te kry. Al word ek my kwaad, ek kan sien ek het nog 'n bietjie gepraat gister. Kom sien hy kyk my seker net so lekker met nie heeltemal happy met my nie. Tog ek weet ook nog net my vriend. Ek wil jou praat tot ek by asem uitval. Ek gaan niks nie stop nie. My verantwoordelikheid. My verantwoordelikheid. Mense, hierdie kerk, as hierdie gemeente, hoeveel jare is hy nou hier? Ek was in 1970 Witbank toegekom. Toe was hierdie kerk. Ek het net hier op my hoek by Montgomery Land gebly. Toe was hierdie kerk. 1970, dat is al 55 jaar terug. As hierdie gemeente toe al met verantwoordelikheid begin nakom met die gawes van die Heilige Gees, om sien te weet, sou hierdie plek lankal te klein gewees het. Amen. Lankal te klein gewees het. Ons het 'n verantwoordelikheid. O, mense, dit gaan nie net oor lekker doen oor die saal wat daar. Halleluja. Dit gaan oor ons verantwoordelikheid met die krag wat God ons gegee het. Die dooping in die Heilige Gees is wonderlik, is 'n ondervinding wat ek nooit sal verruil vir al die geld in die wêreld sê. Nooit. Halleluja. Ek gaan van die weg kom nie. Ek kan meer mooi preek so wat ek wil. Ek kan gelukkig nie baie mooi preek nie. So, verdra my maar. Al sou ek mooi kan preek. Ek lê gisteroggend vroeg, word ek wakker, en dan kom in my gedagtes 'n gelykenis op. As ek nou 'n elektriese grasnyer het, en ek sit die prop in by die muur, en ek sit hom aan, en toe, skiet daai motortjie. Dan kan ek een van twee dinge doen, en sê, die grasnyer is stukken. Of ek sê, heerlik het die krag werk, hè, jy gesien. As jy pas dan skiet ek. As hom ontplof. En die Here vra vir my oor die eenvoudige vergelykenis, oor die gelykenis. Baie kinders van die Here is so. In die kerk kom, as 'n salwing sê, hoe daar's krag. As hy ontplof, skielik, kyk die Here. Op die deur gaan sy bord dood. Amen. Die doel van die motor van die grasnyer is nie meer geplof te maak as jy die krag ons sit nie. Hy moet kan draai, hy moet kan hy moet die gras kan sny. Help net 'n roep wat ek sê, ja, hy het daai spots gesien. Jy moet my grasnyer kom kyk, as jy wil volke sien, kom kyk my grasnyer. Kom nou in my kerk, as jy wil spak sien, kom kyk by my kerk, o broer. Hey! As die krag van die Here kom, dan ontplop al ander skreeu, ander leeg en ander klap hande. Maar jy wen. Die grasnyer is dood. Al my sparks. Verskoon my Engels tussenin. Vra ek vir en ek het nou by ons slag gepraat. Jy weet wat gedoop is in die Heilige Gees. Ons het nodig dat jy begin bid. Yes, halleluja. Die wat nie gedoop is in die Heilige Gees nie. Ons het nodig dat jy begin bid. Amen. Nie bid dat die pastoor jou kan hoor en kan sê, ek hoop die pastoor het my gehoor, ek het al vanmorgen so 3 ure gebid. Ek weet nie vir iemand in die gemeente wat 3 ure kan bid nie, ek kan nie 3 ure bid. Ek het nog nooit die gemeente so stil gehoor soos nou nie. Ja. Ek preek nie die Spaans man, ek preek jou stil. Joe. Weet jy, ek wil vandag vir u sê, as ek baie goed nog wil sê, ek het nog van notas gemaak, ek kan nie van 'n nota afpreek nie, ek is te dom
Ek weet nie waar trek ek, dan raak ek nie mekaar. Weet ek nie waar trek ek nie. Maar ek vanmôre vir u sê, die doping in die Heilige Gees, die doel daarvan, in die eerste plek, jy word deel van die koninkryk. En Handelinge 1:8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees by julle kom. 1 Korintiërs 4:20 sê, die koninkryk bestaan nie in woorde nie. Paulus sê, as ek by julle kom, wil ek nie julle mooi woorde hoor nie. Want die koninkryk bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Amen. Hier daar hoor my net die mooi woorde. Die krag. Ek kan preek vir 2 ure. Ek kan nog praat, ek het nie vermoë praat my vrou. Ek kan wel wakker tot laat nie aand soos ek lê gesels. Ek kan baie praat. Ek kan lank preek as ek moet. Dit gaan my nie help nie. Maar ek wil net die boodskap oordra vanmôre vir jou. My ou broer. Jy's 'n goeie broer. En ek hou van jou. Ek ken nie almal nie. Maar ek hou nogal van party van julle. Ek kan nie sê van almal nie, want ek ken jou nie. Ek kan nie van jou hou as ek jou nie ken nie. So verdra my maar. Maar die doping in die Heilige Gees het jou 'n verantwoordelikheid gegee, my ou broer. Ja. Nie meer kom sit en sê halleluja nie. Maar om te arbei, nie binne die kerk, nie buitekant daar, buitekant. Amen. Yes. Daar buitekant. Nie nodig dat jy met 'n oopdag diens sou hierdie kant te doen nie, maar jy kan iemand raakloop in die mall en hy loop krap en sê my vriend, wat ek keer jou? Jy my voete seer, kan ek vir jou bid? Hulle sal altyd vir jou sê ja. Ek kan jou 'n papiertjie gee. 'n Ou wat siek is en jy sê kan ek vir jou bid? Hy sê ja. As jy gesê het ja, sê vas. Amen. As jou doel reg is, as jou doel bedreg is, jy gebruik daai gawe van genesing om hom te bereik. As jy klaar gebid het, kan jy hom vra, o vriend, ek het nou vir jou gebid, maar ken jy die Here? Het jy al die Here Jesus aangeneem as die saligmaker, die redder wat God gestuur het om in jou plek te sterf vir jou sonde? Weet jy wat, ek wil vir u ietsie vertel, jy kan dit vir die Sondag ook vertel. Weet jy dat Jesus Christus was nie regtig 'n bloedjood nie. Ha, dit sal nie vir die Sondag belangrik wees, maar dit is net vir ons. Want die Abraham se seun het Abraham se bloed gehad. Sy seun het sy bloed gehad. Sy seun het sy bloed gehad. Die hele Israel is 'n bloedlyn, gelees Lukas 3, gaan jy sien. Die bloedlyn van Jesus Christus. Maar Jesus het nie 'n aardse vader gehad wie sy bloed kon kry nie. Amen. Daar was nie 'n Joodse pa wat jy kan sê ek het my pa se bloed nie. Dit is soewerein. Hy is nie eintlik werklik 'n Israeliet nie. Net jy nog iets vertel. Jesus, die woord sê, hy was 'n mens net soos ons, maar sonder sonde. Amen. Maar weet jy dat ek wil jou daag, ek daag jou uit vir 'n dag. Vir 'n dag, moet jy sê ek nie vandag gesondig nie. Maar Jesus het as 'n timmerman met die timmerman winkel saam met sy aardse pa of sy pa, sy ma se man gewerk. Ja, ek kan nie sê sy pa nie, want hy was nie sy pa nie. By 30 jaar tussen die mense geloop, saam met hulle geëet, saam met hulle gekuier, saam gewerk, sonder een keer te sondig. Yes. Halleluja. Weet jy hoekom? Want God moes hom beproef verklaar kry om vir ons te sterwe. As hy 'n fout gemaak het, as hy daai 30 jaar een fout gemaak het, dat hy gediskwalifiseer om te sterf vir ons sonde. Amen. En wat nog die ergste is, na hy alles gedoen het, dat die Here hom nog, dat die duiwel, die engele hom weg, Heilige Gees hom vat in die woestyn, dat die duiwel hom kan gaan versoek vir 40 dae, vas en gebid, sonder kos en water in die woestyn. Hy moes daai toets deurstaan om te kan kwalifiseer. As God al daardie dinge gedoen het met die oog om jou te red, kan jy dink hoe kosbaar is die redding van 'n mens se siel by die Here. As God al daardie pad gegaan het en om jou sê, om jou bekwaam te maak om dit reg te kry, doop ek jou met die Heilige Gees. Ek gee vir die vermoëns. Halleluja. Die gawes kan ons 'n bietjie lees terwyl ek die Bybel nie oop is. As jy nie een woord van wysheid gee, ander woord van kennis. Wat se kennis is dit? Boekkennis. Jou verhouding met die Here bepaal jou kennis van God. As jy nie verhouding met die Here het nie, is nie wat ek nie almal se name ken in die gemeente nie, want ek het dit nog nie geleer ken, ek het nie 'n verhouding met die almal nie.
Moenie met my verhouding aantoon om jy dink ek het geld nie oor, ek het bitter min. Ek het nou die dag nog 5.000 op die bank gehad, toe steel het al 5.000 rand. Maar gelukkig het die bank dit my terugbetaal, so ek nou weer 5.000 rand die bank gekry. Prys die Here. Maar moenie met my vriende maak, omdat ek geld het nie. Wil ek het nie. Ek wil ook nie met jou vriende maak, om die hoop jy gedag vir nuwe kar koop, my kar is nog helemaal nie terug, ek het nie meer nodig. Maar weet jy wat, God geef ons hierdie goed, die gawe van kennis, en van wysheid, om met die regte woorde met mense te kan praat, om 'n siel vir die Here te kan inbring. Mense, dit is die belangrikste roeping van die kerk. Die roeping van die kerk is nie om mooi aan te trek nie. En vroeger jare die vroue se hoed op die kop gehad. Die roeping van die kerk is nie 'n hoed op die kop nie. Die roeping van die kerk is nie 'n pak klere nie. Ek trek pak klere aan uit respek vir u. As ek aankom met 'n stuk in 'n kortbroek wat so uitgerafel is. Hulle koop deesdae stukke in 'n broek. Kan jy dit glo? Hulle koop, hulle betaal van R500. Jy gaan. Nee man. Nee man. Maar trek nie aan wat jy jou respekteer. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die kerk het 'n roeping. Dis hoe God ons doop met die Heilige Gees. Dis om daar gesalwing in die dienste is om jy te versterk. En jy met krag uit kan staan en sê ek gaan nou. Ek gaan siele wen met die Here. As jy hulp nodig het, ek het nie 'n boekie, ek het 'n paar van die pastoor gelees. Ek weet nie wat jy moet gelees het. Die pastoor het my boeke gelees. Jy is nog vriendelik vir my as jy nog raai. Ek het net een toevallig een exemplaar hierso. Wat ek glo. Ek probeer vir die mense te sê, wat glo ek regtig? En die B-gedeelte van die boek is, hoekom glo ek dit? As jy my bestelling gee, ek vra R300 vir een blaadjie so. Die regte. Maar as jy hulp nodig het, vra die pastoor, geef my hulpmodels, geef my. En vra die Heilige Gees met die help. Dit is eintlik beter as hierdie blaadjie. Dat is niks beter as die kennis van die Heilige Gees, die gawe van kennis. En dan 'n bietjie verder gaan. Halleluja. Ek is so leuk aangepakt in die brand gepreek hierso. Ek kan amper nie lees nie. Prys die Here. Die ander een weer geloof. Ja, pastoor, as ek nie gedoop is met die Heilige Gees nie, kan ek dan glad nie glo nie. Natuurlik kan jy glo. Jy kan glo die evangelie, dan kan jy gered word. Jy het dit glo. Maar weet jy wat? Geloof laat die bonatuurlikste goed met mense gebeur. Die gawe van geloof. Hoekom? Omdat ek is nou baie ver in die ander mense. Nee, sodat daardie werkinge van die krag wat hier met die gawe van geloof kom, die sondaar so kan beïndruk dat hulle oortuig dat Jesus is die seun van God. Jesus bid daar in Johannes 17, weer 'n keer 23-24. Hy sê ek en u en u en my en ek en hulle, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. Hoe sal die wêreld weet? Wanneer die kinders van die Here se krag openbaar word deur die Heilige Gees. As die wonderwerke begin plaasvind, as jy in die molle ou wat met 'n rolstoel aangery word en jy sê maar ek vir jou bid, hy gaan nooit weer sê nee nie. En jy sê kom staan op in die naam van die Here en beloof. Aha, ou broer, voor jy daai molle uitgaan het daar 30.000 mense op jou spoor. Want hulle soek die Here, die mens, die natuur van die mens, hy soek na God. Dis hoekom hulle afgode aanbid. Die natuur van die mens soek na God. As jy die krag van die Here, as jy die God van die hemel kan openbaar aan die mense, die gawes van die Heilige Gees, dan kan jy siel vir die Here wen. Genadegawe van gesondmaking. Ek het al baie keer gewonder, hoekom sê jy dit genadegawe van gesondmaking? Of dit gesond maak? Hoekom is genadegawes? Ek weet nie. Ek dink as jy baie soort siektes het, 'n paar gawes nodig vir daai groep. Ja. Ja, die paar gawes vir die kragte nodig het. Onder deze nodig om al die siektes te kan aanspreek. Die werkinge van kragte. Dis die vyfvoudige bediening van Efesiërs 4:11. Die apostel, as jy 'n apostelbediening het jy 'n gawe van kragte nodig. Anders gaan jy nie die apostelbediening gedoen kry nie. Sal nie. Kan nie. Jy het nodig. Jy moet dit hê. Dan sê jy, ag pastoor, maar ek is nie apostel. Hoe weet jy is nie apostel nie? Ek praat nie van die ou apostolies, die nuwe apostolies. Ek praat van apostels, wat vir die werk van die Here doen.
Apostel Johannes. Jy lag my broer, wie lag nie? Jy weet die hardste lag, jy dan die apostel weet. Hy hou van kragte. Mense, die goed is tot ons beskikking. Die werkende van God is tot ons beskikking. Dit is daar. Hy gee vir jou. Hy het jou gedoop in die Heilige Gees. Jy kan al 9 gawes ook hê. As jy dit nodig het, dit wat nodig is op daai plek, kan God dit daai plek vir jou gee. Yes. As daar genesing nodig is, kan God jou daar gebruik met daai gawe. Dieselfde Gees. As jy wysheid nodig het, kan God jou gebruik op daai punt met wysheid, dieselfde Gees. As jy kennis nodig het, baie ook al jy daai momente nodig, kan God dit jou gee, dieselfde Gees. Dis nie ander geeste nie, dis nie 9 geeste nie, dis een Gees, Heilige Gees. Prys die Here. My vrou, ek oortref my limiete vanmôre, jy verder met die tyd dan betref. Ek hoor baie keer die mense sê, daar moet 'n gees van onderskeiding. Ek het nog nie raak geloop daai gees in die Bybel nie. Maar ek sien as 'n gawe van onderskeiding van geeste. As jy 'n gees van onderskeiding het, is 'n gawe van die Heilige Gees. Onderskeiding van geeste. Jy het nie 'n gees, ek het net die gees van die Here. Die Vader en die Seun is in my, omdat ek Jesus aangeneem het as saligmaker in my. Ek het in hulle verseël deur die Heilige Gees, die drie enige God is in my. Ek weet dit, ek praat dit nie, ek dink nie dat ek glo dit, ek weet dit van ek praat in tale. En ek weet die tale kom nie uit my eie uit nie, dit kom van die Here af. Dan weet ek, is my waarheid, ek is deel. Die woord van God sê, hy is jou onderpand. Amen. Ja, kan ek dit maar vir u lees, die Efesiërs. Ek weet nie wat die kant van die Bybel is, die Efesiërs, ek eers moet gaan soek. Sal ons kry. Efesiërs, eerste hoofstuk. Kom nader, laat ek. Jy sien, laat vir vers 13 lees. En wie julle ook, dat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees, in Christus, in hom verseël. Wat die onderpand is van ons erfdeel. Die onderpand is by waarborg. Wat die waarborg is van my erfdeel om sy eienaam te verlos, tot lof van sy heerlikheid, is by waarborg. Ek het 'n waarborg. Ek het die krag van die Heilige Gees. Ek het 'n waarborg. U is gedoop in die Heilige Gees. U die waarborg, die krag van God is daar. Is 'n waarborg. Is die onderpand van jou erfdeel. Want ek nou $1 miljoen geërf het. En ek wil dit nie gebruik, dan koop my 'n tweedehandse fiets. En die agterwiel is bietjie gebuig, hy loop so, maak so. Dan sê, hoekom koop jy nie vir jou 'n kar nie, maar jy baie geld? En ek is nederig, my broers. Ek is maar nederig, my broers. Ek ry maar met die fiets om my nederigheid te wys. Die stupid is nie nederig nie. Jy sit ons met die rykdom van God se krag. Yes. Die rykdom, die heerlikheid van God deur sy Gees aan die kerk van Jesus gegee. Ek gee vir julle die Heilige Gees, daar's dit. Daai Gees gee vir julle hier vermoed. Daar's 9 van hulle gawes daar in die Heilige Gees. Amen. Wat jy ook al behoefte mag wees, waar, dit sal daar wees. Dis 'n waarborg. Dis 'n onderpand Yes. van my erfdeel. Amen. Ja, pastoor, dit is maklik om te praat oor my, jy weet nie. Jy ken nie my omstandighede nie. Ek wil u vanmôre aanmoedig en ek vra u vanmôre. U word nie gedoop is in die Heilige Gees nie. Ek gaan nie vir jou bid vanmôre nie. Gaan maak eers jou saak reg met die Here vrees. Amen. 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 Al die konkreet iets. Yes. Ek wil die volk af, gaan maak reg. Amen. Met waar jy moet reg maak. Wat as ek die Here moet wees? Dank God ek is nie. Weet ek of ek nie al die mense so gedoop het met die Heilige Gees, ek sou sal nie by jou opwerk. Nee. Maar God is so liefdevol. So vol genade.
Hy het so 'n geweldige prys betaal om jou hier te kry vanmôre. Om my hier te kry vanmôre. Amen. Kom ons gaan huis toe, ons gaan bid. Soek die aangesig van die Here. Amen. Halleluja. Praat met hom. Yes. Ek weet my kleindogter Monique daar sit sy. Sy het nog na Natal gebly. En een dag, ergens in die dag, ek weet nie hoe dit gewerk het nie, te doop die Here aan die Heilige Gees. Nie in die kerk nie, by jouself, sy het dan hier nog dit gebid. Te doop die Here aan die Heilige Gees. Maar sy is so volstrik en hy kindjie man. Maar bid. Kan ek vir u vra, wie van u wat hier sit vanmôre is geroep in die Heilige Gees? Net sien. Ja, maar wat meer die meerder? We've got a responsibility. We've got work to do. Amen. We can't wait for Christmas to come. It's coming and going. Miskien is die wegraap om daar, die 23ste, ek weet nie, maar dan is het miskien. Ek vir u sê, ons kan bly is die wegraap om dit plaas te vind. Want baie van ons wat in die kerk sit, sy moes vir die Here gesê, wat het ons gedoen met sy gawes wat hy ons gegee het? Amen. Een gelykenis van 1 en 10, hy het dit verdubbel. Aan 5 verdubbel. Dan het net 1, is nederig. Hy het hom gaan begrawe. Amen. Jy weet dat met daai diens net gebeur. Ja. Kom ons gaan net, sal jy saam met my staan en bid ons net saam asseblief. Hemelse Vader, ek weet ek is nie die beste prediker nie. Ek weet ek is nie die sterkste prediker nie. Ek weet dit. Maar U is die sterkste God. Amen. Amen. U Gees geef ons krag, U geef ons heerlikheid, geef ons vrymoedigheid, geef ons durf en mag. Halleluja. Ons het gesag in U Seun Jesus Christus. Met daardie gesag, Here, praat ek vanmôre met hierdie mense. En hulle wat nie gereed is nie. Ek verander jou denke vanmôre met die gesag wat ek het in Jesus Christus. Ek verander jou planne. Yes. Ek verander jou gebedslewe vanmôre in Jesus se naam. Dat jy gedoop kan word met die Heilige Gees en met die vuur en die krag van die Here, sodat die Here in jou lewe vir die Here en verheerlik kan kom. Dankie daarvoor, Vader. Deur Jesus Christus, U Seun. Amen. En ek dank U daarvoor, Here Jesus. O, Heilige Gees. Halleluja.